Jesus, dankie dat ons vanoggend net in die teenwoordigheid kan kom, Here. Dankie vir die vuur en die passie wat in ons sit, Here. Dankie dat ons vanoggend weet dat ons God leef en regeer vanoggend, Here. Dankie dat ons weet dat U die koning van die konings is, Here Jesus. Here Jesus, ons kom net en ons aanbid U vanoggend, ons eer U, ons loof U, ons prys U. Here, want daar is geen God so groot soos U vanoggend in hierdie plek, Here Jesus. Here, U is 'n dierbare God, 'n liefdevolle God, Here. U is 'n God wat ons deur die storms vat. U is 'n God wat ons, Here, deur elke situasie bring en ons net wat op kan kyk, Here. Ons kan net opkyk in dankbaarheid, Here, oor wat U kan doen, Here Jesus, want U is God, U is lewendig, Here Jesus. Here, ek kom vanoggend en ek wil hierdie diens, Here, aan U toewy vanoggend en ek wil hierdie diens, Here, vra, Here Jesus, kom vat beheer vanoggend. Here, dat U Heilige Gees vanoggend die vuur en die passie ons kom aansteek, Here Jesus. Here, dat U vuur en U passie weer opnuut en elkeen van ons sal wees, Here, as ons hier uitstap vanoggend, Here, dat ons sal weet dat U lewe. Because You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, Here Jesus. Ons kan nie net loof en prys en eer en, Here, ons is net dankbaar vir wat U doen elke dag vir ons lewens, Here Jesus. Here, ek staan vanoggend in onrus oor die dankbaarheid, Here, oor die goedheid, U guns in ons elkeen se lewe, Here. Ons elkeen het iets om voor dankbaar te wees wat ons hier staan, Here. En ek wil vanoggend net sê, Here, dankie dat ons kan dankbaar wees vir alles wat U vir ons doen, Here. Partykeer voel dit vir ons of die wêreld te groot is en die dinge uitdagings te groot is, maar U is groter as ons uitdagings, Here Jesus. Here, ons hoef nie skaam te wees nie. U ken ons, Here, U het ons gemaak, U weet wie ons is, Here, ons is nie perfek nie. Ons hoef net op te daag, ons hoef net te weet dat U ons papa is. Here, U is 'n genadige papa. U is 'n papa wat vergewe. U is 'n papa wat vergeet van alles. Here, ek kom net vanoggend en ek wil net vir U dankie sê. Here, dankie dat ek hier kan wees. Dankie dat ek vanoggend hier kan kom staan en U naam kan kom groot. Here, dankie dat ek ons 'n maand kan kom afsluit van hoop. Here, waar U vir ons nuwe hoop gegee het, Here Jesus. Nuwe uitdagings, maar nuwe hoop, Here. Here, ons sê vir U dankie. Dankie vir elke een wat hier is. Ek bid vir elke persoon wat vanoggend in hierdie kerk is. Here, elkeen wat vanoggend iets het om dalk net by U voete te kom sit, Here. 'n Nuwe begin, 'n nuwe deurbraak, 'n nuwe oorwinning, genesing, finansies, wat het ook al mag wees, Here, dit maak nie saak nie, Here, U is groter as dit in elk geval. Ons moet net vashou, Here. Vashou aan God wat lewendig is. God wat die koning van die konings is, Here Jesus. Here, ek eer U, ek prys U, ek loof U, Here Jesus, want daar is niks anders wat ek kan doen vir U. Here, dankie dat ek kan staan in diens van U vanoggend, Here Jesus. Here, ek bid vanoggend terwyl ek hier staan, dat elke persoon nou sal aanraak. Here, dat hulle so ontmoeting nou met U sal hê in hierdie tyd, hierdie oomblik, hierdie minuut, hierdie sekond, Here Jesus. Dat hulle nie anders sal kan, as om te weet dat God in hierdie plek is. Here, dankie dat U lewendig is. Here, dankie dat ek nie toe God aanbid nie, ek aanbid die lewendige God vanoggend. En ek sê vir U dankie. As jy ooit getwyfel het, jou God leef en jou God regeer vanoggend. Jou God is in beheer van jou lewe. Jou God is die koning van die konings. Jou God is hier vanoggend en hy wil jou lewe vanoggend verander. Jy moet net vashou en aanhou en nie opgee. Dankie dat U is. Dankie dat U God is. Seën nou elke persoon. Dit is my gebed. In Jesus se groot en heilige naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Nou ja, so het ons aan die einde van 'n maand gekom van hoop. En ek wil vir jou sê, weet jy wat? God is hoop. Ek het net hierdie maand besef dat ek nie anders kan as om aan God vas te hou.
Ek is in onnis oor wat God besig is om te doen. Ek het gesien hoe die Here hierdie maand mense se lewens regtig kom aanraak het en verander het. En wat beter, as ek kan nie anders as om vandag bekend te stel, meneer en mevrou Smit nie, wat gister getrou het nie. Kom stel daar. Ja, ek is bevoorreg om in die huwelik te bevestig gister so, weet jy wat, dis kom ek so mooi lyk aan daai kant, my arme vrou het hard gewerk, maar julle, weet julle wat, dit is my groot werk, dit is 'n groot pressie. Ek kyk vanoggend, ek het vir julle twee getrou, Laan en Nikita. Ek het julle twee getrou, ek het hierdie twee getrou, dit is 'n goeie plek hier, jy weet, as jy net toe kom, gaan jy trou, nie van die tyd, as jy nie wil trou nie. Jy gaan dan trou, kan jy maak trou. Die Jesus gaan vir jou kom vertel jy moet trou. So, as jy wil trou, so dat jy nie waar jy hoop is op pad, jy man is op pad. Hey, man, is 'n lekker plek hier. Weet julle wat, ek is regtig net in onnis. Julle moet my maar verskoon, ek is 'n bietjie kort asem. Ek het 'n week van hel gehad, wat siek wees betref. Maar ek staan hier so, en ek gee al die eer aan God. Ek het gisteravond en toen ek met my hospitaal toe jaag op 'n stadium, want my suurstof hou net aan val. Ek sê, van kan nie, hier is net te groot. En ek kom klein, my week terug. Maar buiten net alles, nou, ek besef niet hoe groot is God. God is amazing. God is 'n God van liefde en hy gee om vir jou. En ek wil vir iemand iets sê vanoggend. Weet jy wat, jy is goed genoeg. God ken jou hart. Jy sit miskien vanoggend hier so en jy weet nie meer wat er kan doen. Jy dink God sien jou nie, hy hoor jou nie, hy sien jou. Hy ken jou, man, hy het jou gemaak, hoe kon jy nie ken nie? Hy weet wat maak jou dik, hy weet wat maak jou hartseer, hy weet alles van jou af. So weet jy wat? Ek wil jy moet vanoggend. Okay, kom ons begin hierso. Wie het issues en tissues vanoggend? Kom ons begin gou daar. Kom, lig op jou handjie. Nee, lig op jou handjie. Ja, die issues en tissues, okay? Dis almal. Okay, nou is ons op die regte spot. Nou vat jy gou jou issues en tissues, né? En dan gooi dit so agter oor jou skouer. Gaan. Okay? Nou is dit weg. En nou luister jy na wat God vir jou wil sê. Okay. So jy gaan nou, jy mag huil, jy mag, maar moenie nou aan jou issues en tissues dink nie. Okay? Jy dink nou aan jou oplossing. So ek wil jy aan jou oplossing dink, nie aan jou issues en tissues nie. Okay. So ek wil nou vanoggend met julle 2 stukkies deel. Dit is waaroor ek al gepreek het en alles, maar ek het dit, weet jy wat, liewe Jesus het amazing sin vir humor. Want toe ek nou siek word en ek weet ons doen nou vandag die pad van Bethesda en kyk, toe weet ek nou, ek wil iets doen, maar ek weet ook nie wat ek wil doen. Jy weet, want ek wil doen wat die Here wil doen. En dan begin ek dink aan 'n rigting en dan dink ek, nee, dit klink nou die maklike uitweg. En so kom liewe Jesus met sy sin vir humor. En my vrou vertel vir my presies wat ek dink nog die hele tyd. So ja, ek gaan vanoggend vir julle 2 dele share wat ek weet God vir my gegee het, want hy het bevestig deur my vrou. Sonder dat sy geweet het eers waarmee, hoe, wat. Sy het net vir my sê, hoor jy so, dink jy nie jy moet 'n bietjie daaroor praat nie, as dit soos, okay, dis reg. En gisteraand toe ons huis toe ry, sy sê, jy weet, ons praat oor die pad van Bethesda, so ons moet so 'n bietjie praat oor die pad. Kyk, dis reg. So ek is nie van die pad af nie, Jesus praat met my, ek gedog ek hoor nie, maar ek hoor het eintlik baie beter as wat ek gedink het.
So ek wil vir die eerste stukkie wat ek vandag, as jy Bybel het, kan jy lees in Lukas 5. Lukas 5 vers 17. 'n verlamde man word gesond gemaak. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook Fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea af en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. So Jesus is die geneesheer, maar hy het sy pa nodig gehad om die krag te gee om hulle gesond te maak. So eintlik wat ek vir jou wil sê, jy het God nodig om jou situasie te verander. So jy moet vir hom bid hoor, nie net vir Jesus bid, nie vir God op bid. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan en hulle probeer hom in die huis te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om in te bring nie, klim hulle op 'n dak. Julle, ek wil ook sulke vriende hê wat my deur die dak gaan vat. Wie gaan my deur die dak vat kom dat ek by Jesus kan uitkom? Dankie John. Dan een persoon. Dankie. Yes, ek kan persoon kan raak. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met 'n draagbaar en al die opening tussen die dakteels afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, mense, jou sonde is jou vergewe. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin afvra, wie is hy dat hy so goudklasterlik praat? Wie anders kon sondes vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker om te sê jou sondes is jou vergewe om op te staan of om op te staan en te loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys gee dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. En guess what? Die man is gesond. Maar weet jy wat? Die man se vriende se geloof het hom gered. Want as die vriende nie bereid was om die ekstra myl te gaan, om op 'n dak te sit, of eerstens, wat ek moet nou sê, ons weet nie hoe groot was die oom nie dalk. En nou moet jy met hierdie man, wat verlam is, hier op sukkel op 'n dak. Dan moet jy die dak oopmaak. Dit is vir my nou vrek baie werk. Sjoe, ek raak nie moeg om daaraan te dink. Maar hy of sy vriende gaan, hulle maak 'n plan, kry hom op die dak. Toe hom op die dak het, toe sê nou soos, okay, nou moet die dak oop kry die dak oop. Sak hom af, en voilà, Jesus sien hom. En dis wat ons nodig het. Weet jy wat ons het nodig? Kinders van God moet mekaar kan dra. Kinders van God moet mekaar deur die dak by Jesus kan uitkry. Jy moet enigiets in jou vermoë doen om by Jesus uit te kom. So met wie surround jy jou? Wat is jou vriendekring op hierdie stadium? Is dit mense wat vir jou vertel, weet jy wat, jy gaan nie gesond word nie, want jy is nie so mooi en so oulik nie, en jy doen soveel dinge, nee. Kijk jy die verkeerde vriende. En as dit jou familie is, het jy nog die verkeerde familie op, sorry nie. Ek kan nie meer familie kies. Ek kan nie vriende kies. Weet jy wat? Bid vir hulle, is al wat ek kan sê. Want weet jy wat? As dit nie vir my familie was nie, my vrou, en ek hoop my kinders daarom so 'n bietjie hier en daar vir my gebid, maar, weet jy wie? Wie sê jy my steunpie daar? Hierdie Tannie Saar. Sy het gebid. Ek het net gebede gehoor. En ek weet my vrou het iets daarmee te doen, en ek dink het aan sy net op iets daarmee te doen. Dankie Tannie. Dankie dat Tannie gehoorsaam was.
En weet jy wat? Dit gaan nie oor dat Tannie Sari so oulik is nie. Dit gaan nie. Sy is gehoorsaam. Weet jy wat? Ek weet, jy verstaan nie, ek het niks verkeer maandag nie. Ek het niks verkeer dinsdagoggend nie. Ek het dinsdagoggend gedog, ek gaan dood. Woensdagoggend kan ek nie opstaan. En toe weet ek toe my vrou en noodlyn daarna Tannie Sari toe gestuur. Ek onthou dit. Ek onthou wat gebeur. En weet jy wat? Dis wat amazing is. Want ons moet familie wees. So jy het familie, Tannie. Jy wil nie die regte familie kies, die geestelike familie. Sien? So ons is 'n familie wat mekaar moet ondersteun. Jy moet vriende hê wat jou daar is vir jou in die goeie, die slegte en in alles. En weet jy wat, dit is baie keer die uitdaging wat ons het. Jesus is 'n amazing God. Hy is 'n God van liefde en alles. But choose your friends wisely. Choose the people you trust wisely. En weet jy wat? Baie keer dink ons het 'n vriend, dan is hy ons grootste vyand. Daai backstabbers, die ouens wat seer maak. Ek is so bly Tannie is hier so volgend. Tannie Treine, jy is op die regte plek vanoggend, Tannie. Ek is baie dankbaar dat Tannie vandag in die kerk is. Marlene, ek is bly jy is hier so volgend. Ek het jou gemis. Ek mis my mense as hulle nie is nie, hoor. Maar weet jy wat? Johan, is op die regte plek vir ons. God wil iets in jou lewe doen. Jy hoef oor niks skaam te wees nie. Hou net vas aan God. Weet jy wat? Wanneer jy familie het in Jesus Christus, is wanneer jy weet dat God op bly het. Ons moet mekaar kan dra, Here. Ek besef dit al hoe meer, veral in die tye waar ons leef. En soos ek sê, ons het veronderstel om familie te hê wat ons moet ondersteun. Ons familie is die ouens wat ons eintlik veronderstel is om te uplift. Te vertel jy is so oulik en cute en al daai goeders wat jy wil hoor. En baie keer dan is hulle die ouens wat jy die seerste skop. Maar dis kon jy 'n geestelike familie het. Dis hoekom jy die ouens het wat saam met jou bid, saam met jou glo, saam met jou vertrou. Kyk, en hulle gevra wie issues en tissues toe julle almal op jou nog steeds. So wie nou 'n wonderwerk nodig volgende? Okay, ons almal. Okay. So ons is dieselfde. Glo jy dit? Glo jy dat God vanoggend jou lewe wil kom verander? Dan is jy op die regte plek. Ek spreek jy is hier. Weet jy wat? Ons doen die bad van Bethesda in. Ek het baie gedink oor hierdie saak. Want mense dink dit is hierdie water wat die ding doen. Maar dis God wat dit doen. Hierdie is net jou stapie van geloof wat jy doen. Jou kiek. Party van ons het 'n kickstart nodig. Moet ek kom waar ons wil wees. Ons vergeet baie keer van. Ek dink baie keer die Jesus het 'n verskriklike sin vir humor, nou, maar ek dink baie keer wil hy, julle weet daai groot batterye wat 'n mens kry om 'n trok te start. Ek dink baie keer wil God so iets in jou
Net 'n kickstart. Want ons het soveel om dankbaar voor te wees. Ek besef net hoe amazing God is. Nou kom ons gaan na Johannes 5 toe. Die pad van Bethesda. Nou hoor nou hierdie arme man se tragiese storie. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n pad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gered, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad in te sit nie, as die water in tot beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie goed rondloop. Ons gaan nie worry dat jy ouens wil rondloop nie. Wat ek eintlik vir jou wil sê is, hierdie arme man lê vir 38 jaar en suffer, omdat niemand daar is vir hom. Die nou het 'n klomp mense wat alles in hulle vermoë doen om hom by Jesus uit te kry. En die arme man lê vir 38 jaar op dieselfde ou plekkie en is eintlik so stupid, sorry. Daar is nie wat nie, want as dit ek moes wees, sou ek daar gaan sorg het, amper het ek nou in die bad geval, sou ek hier op die kant gaan hê, so as daai water beweeg, gaan val ek net in. Want elke dag kom jy daar. Maar jy kom ook nie daar. Dus ek sê vir jou, nee, is jou chokke, nee, ek gaan vir jou, ek gaan vir jou stukkie chokke, nee, ek gaan vir jou stukkie chokke, nee, rechtig, ons is stupid, man. God het vir ons 'n brein gegee, reg? So jou brein moet vir jou kan sê, dat daar definitief ander opsies is. En die opsie is Jesus. So wat het jy nodig vanoggend van God af? Ek gaan hierdie ding wegskryf, en nou gaan ek oor hom vol. En nou gaan dit lekker raak. Wat het jy nodig van God vanoggend? Sit gou by jouself, waarvoor vertrou jy God vanoggend? Is dit genesing? Is dit vir jou nuwe begin? Is dit vir iemand anders 'n nuwe begin? Is dit finansies? Is dit 'n nuwe werk? Is dit 'n nuwe huis? Is dit 'n nuwe werk? 'n nuwe hart? Nuwe longe? Nuwe oë? Wat is dit waarvoor jy God vertrou vanoggend? Wat het vir jou? Ons is 'n paar hier vanoggend hoor. En ons is 'n paar gelowiges op dink ek nog hier so vanoggend. En ons is nog lief vir mekaar in die plek waar. Nou lief, ons is lief vir die mense. So, God wants to give it to you this morning. You must just receive it. You must just receive what God wants to give you this morning. It's not me. I'm just an instrument in God's hands this morning.
just trying to stay upright at this stage of my life. But I'm trusting God for something new. I'm trusting that God wants to change your life. Ek het nie net gehoor. Weet jy wat? My vrou kon, as ek dan nie gegloei dat iets, het ek gisterand vir my vrou se by die hospitaal toe. Maar ek is hier vir jou. Want ek wil hier wees. Ek wil sien hoe God vanoggend iets in jou lewe verander. Hoe God jou lewe verander. Omdat God 'n plan het met jou lewe. Nie omdat ek oulik is nie. Glad nie. So wie is jou vriende vanoggend? Julle weet, by 'n rugbywedstryd is daar cheerleaders. Nou ek het al cheerleaders gesien, maar nie cheerleaders gesien. Ons gaan nou nie oor dit praat vandag nie. Maar eintlik wat ek jou wil sê, cheerleaders is eintlik daar om te ondersteun en te support en te sê, ja! Nou wat is cheerleaders het jy in jou kant vanoggend? Wie is jou cheerleaders? Is dit die wat die silence is? Of as Jesus terugkom nou, is jou pad. Is jou pad saam met hom of is jou pad na die ander kant toe? Ek wil die ander kant toe. Ek wil Jesus sien. Weet jy wat is lekker om die Here te geniet? En ons moet die lewe geniet. Ons kan net met Jesus aan ons kant. So jy het nuwe hoop nodig. Miskien vanoggend. Ons is in die maand van hoop. Ek het 'n oom gehad, ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar sy naam is Martin. Wat vir my gesê het, hy het baie geld en was baie kort met my vrou so baie dat hy weet wat hy doen. Toe sê ek, sorry nou, is nie syne, is die Jesus. Sorry Martin, is nie die Vriende soos jy het die vyande nodig. Ekskuus? Met vriende soos jy het die vyande nodig. Dis kom jy my in jou lewe het, ek sien lig in jou lewe. Ek hou bestryd in my. Nie aldag om my probeer. Het jy wat, ons moet mekaar kan encourage. En ek wil net vir jy moet so om jou kyk. En miskien besoek jy ook net vanoggend. Maar ek sien ons mense wat meer en meer kom kyk. Daar kan hulle. Maar in elk geval, wil ek sê, weet jy wat? Ons het mekaar nodig. En weet jy wat, as daar een persoon is wat vir jou uitstaan, kry daar ou se nommer. Sê weet jy wat, dit saam met my. Ons almal raak een of ander tyd moedeloos, jy raak moeg. As jy eintlik die
die Bybel, selfs Jesus het baie keer moeg geword, dan moes hy 'n bietjie gaan afsonder het, net om weer oukei te wees. Ons het mense om ons nodig, wat Jesus wat natuurlik Jesus nou voorstanders is. Ons moet hulle support. So ek wil jou uitdaag vandag. Kry Jesus aan jou kant. Kry mense aan jou kant wat Jesus in hulle hart het. Ek wil nou hoekom dit ek nou in Korintiërs 13. Liefde. Hoekom? Dis nou wat ek nog gister mense getrou het, ek weet nie. Kom ons kyk. Nou is Korintiërs op my Bybel. In Korintiërs 13. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Daar is die woord wat ek wil hê. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verblou nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en vertrou alles. Het gegaan, Jesus se kind. Amen. Daar is wat jy veronderstel is om te doen. Nie die ander ou te judge nie. Nie die ander ou vir kwaad te wees nie. Nie die ander ou sleg te sê nie. Nie die ander ou te verneder nie. Nie die ander ou te is veronderstel om Jesus se liefde uit te dra. Want die liefde bedek alles. En dit is wie Jesus is. Sy liefde bedek alles. Sy liefde gee om. So weet jy wat, miskien het jy, dis kom ek sê, wees versigtig wat jy doen. Wees versigtig wat jy sê. Because the only chance you have of doing something right is when you do it in the love of Jesus Christ. Jy moet Jesus se liefde hê. Maak nie saak wat nie. So, ek wil eerstens vir jou vra, is jou sake reg vanoggend met God? Is jy seker jy gaan hemel toe? Is jy oortuig dat as jy nou sterf, nie dat ek drie moet doodgaan, asseblief, maar as jy nou met iets oorkom, gaan jy hemel toe. As jy nie seker is nie, staan gaan vir my. Nie skaam wees nie. Weet jy wat, jy moet seker wees vandag as jy uitstap. Dis 'n bold stap. Want ons moet weet, weet jy wat, jy kan nie wonder nie, jy moet weet, as jy nou jou kop neerleg, gaan jy hemel toe. Gaan jy Jesus sien, want dis wat jy toch wil verwerk, jy wil Jesus sien. So kry sterf, as jy nie seker is nie. Ons gaan saam met jou bid, want ek wil jy moet saam met my in die hemel kom. Ek wil celebrate. Kan jy allemaal daar sien? Ek het jou nodig daar, ek het my supporters nodig.
niks daarmee verkeerd nie. Dis actually die beste keuse wat jy kan maak vir God. I want to see Jesus. I want to see Him with everything in my heart. Because He loves me. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe. In die kosbare naam van die Seun Jesus Christus, Here, en ek wil vanoggend vir U sê dankie. Here, ek pleit eerstens die bloed van Jesus oor elke een wat staan vanoggend, Here, en ek bid dat Julle vanoggend sal aanraak. Ek bid, Here Jesus, dat hulle vanoggend sal met opregtheid weet dat U in hulle hart is, Here. Hulle kom en hulle aanvaar U vanoggend as hulle verlosser en hulle saligmaker, en hulle kom vanoggend en hulle sê, Here, ek wil Jesus toe gaan. Ek wil by Jesus uitkom, maak nie saak wat nie, Here. So ek pleit die bloed van Jesus oor hulle elkeen vanoggend, Here Jesus. En ons sê vir dankie. Dankie dat ons weet dat U ons geneesheer is. Dankie dat ons weet, Here Jesus, U is die een wat gaan seker maak dat ek by U kan uitkom, Here. Vergewe hulle van hulle sondes, Here. Daar waar hulle verkeerd doen, verkeerd sê, verkeerd praat, verkeerd dink, kom ek net en ek vang hulle gedagtes vanoggend vas. En ek pleit die bloed van Jesus oor hulle. En ek sê, Here, dat hulle van vandag af sal weet, hulle is U kinders, Jesus. Here, die vyand wil kom roof en steel, maar hulle is U kinders, Jesus. U genade is soveel groter. U liefde is soveel groter, Here. Here, dankie vir die bloed van Jesus, wat elkeen van die mense wat hier voor my staan, vrygekoop het. U het hulle duur gekoop, Here Jesus. Ek kan vanoggend weet dat U hulle papa is, Here. Hy het U nodig, Here. Vergewe hulle van hulle sondes, maak hulle skarlaken wit, maak hulle vry vanoggend, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Waarom jy kan jy sit plek neem. Maar ek sorg nie klaar nie. As daar enigiets is wat jou vanoggend weerhou, kwaad, haat, wat het ook al kan wees, wat jou weghou, om miskien vanoggend jou oorwinning te klim. En jy wil dit by Jesus se voete los. Wil jy nie verstaan nie. Kom, waar is hy? Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Weet jy wat Jesus vir jou oorwinning gee? Jy moet dit nie klein, maar jy moet dit wat jou kan weerhou van dit wat God, jy moet vanoggend vryloop, jy moet laat gaan. Jesus wil dit vir jou gee. Ek weet het. Is niks daarmee verkeerd nie. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Here Jesus, ons kom net vanoggend na U toe. Here, en ek maak vanoggend elke persoon vry van elke ding wat hulle nou terughou en weerhou om by U uit te kom, Here, wat vanoggend dalk 'n obstakel kan wees, Here, om deur te dring tot wat U belofte vir hulle elkeen is, Here Jesus. Dit wat Here, sodat as hulle vanoggend hier in die pad stap vir hulle oorwinning, vir hulle hoop, Here, dat hulle dit vanoggend sal kry, want Here, U is groter as dit, Here Jesus. Geen haat, geen verwyte, geen niks met vandag tussen U en God, hulle staan nie, Here Jesus. Ek spreek hulle vry in die naam van Jesus, Here Jesus. U sê wat ons in die hemel bid, sal in die hemel gebind wees, wat ons op die aarde bid, sal ons op die aarde bid. Here, maar ek ontbind vanoggend alle vrese, alle vreugde. Here, ek bid dat die vreugde in mense sal terugbring, Here, dat hulle mense sal kom op 'n plek waar hulle sal weet dat U leef en regeer en dat hulle vry is in Jesus. Here, U goedheid, U guns vanoggend. Here, verander daai hart. Here, ek bid vanoggend vir Jesegiel 36:26 hart. Maak die harte van klip weer vlees, Here Jesus. Here, maak dit weer vlees. Here, ons moet leef, ons moet weer mens wees, ons moet kan gevoelens hê, Here Jesus. Dit wat ons vir so lank dalk onderdruk het vir
sit dit, Here Jesus, kom ek net en ek maak dit vry vanoggend in Jesus naam, Jesus. U is die geneesheer. U is die koning. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir dit wat U nou doen. Dankie dat U verandering bring. Here, geen meer haat, geen afguns, enigiets nie. Because the love of Jesus is for everyone. The love of Jesus is for every single person standing in this congregation. En ons sê vir dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kan jy sit dankie? Ek wil net vir iemand sê, ek het nou daai 1 Korintiërs 13 gelees, en ek wil jou laat met hierdie gedagte. Onthou een ding, as jy nie van my hou nie, want jy kan nie van my hou nie, maar as jy nie van my hou nie, ek gaan in die hemel wees. So as jy in die hemel is, gaan jy maar van my moet hou, hoor. So daai persoon wat jy dalk nie like nie, kan dalk in die hemel wees. So jy moet by hom hou. FYI, soos hulle sal sê, for your information. Ek wil vra dat Jacques en Pastor Dave my kom help met die nagmaal. En dan gaan hulle gaan vir die bedien met nagmaal, maar ek wil vra dat jy vanoggend die nagmaal by jou hou. En dit is jou eerste oorwinning vanoggend, sal ek sê. Jesus het sy liggaam gegee, julle kan besluit wie die materiële. Jesus het sy liggaam gegee vir jou en vir my. Vir elke oorwinning, vir elke genesing, vir elke sonde, hy het gekom om jou wit te was. En dis waarvoor ek vanoggend glo en vertrou dat wanneer jy vanoggend, weet jy wat, party van ons het baie keer emosionele genesing nodig. Nie liggaamlik. Baie keer het ons siele moet weer heel word. Goed het gebeur, dinge is gesê, en dit het seer gemaak. Mense het jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie. But you are. Want God het geen fout gemaak toe hy hom gemaak het. God was en is trots op jou. En miskien moet jy begin trots wees op jouself. Nou beteken dit nie, jy raak groot praterig. Jy besef wie jy is in Jesus Christus. En dat God 'n plan het vir jou. God is lief vir elkeen van julle. En ek kyk na elkeen van julle vanoggend. En ek sien God by jou staan. Ons stry met dit. Want hy is lief vir jou. Jesus is hier. God is hier vanoggend. En hy wil jou verander. So Hemelse Vader, ons kom vanoggend uit in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus en eerstens ons kom dankie sê. Dankie dat U ons Papa is. Dankie dat U ons God is.
Dankie dat U vir ons lief is, Here Jesus. Dankie dat U ons eerste gekies het, Here Jesus. Here, dankie dat ons weet, ons is U kinders. Dankie dat ons weet, ons is gered. Dankie dat ons weet, ons is vry vanoggend. En dankie dat ons weet, dat er niemand is soos U nie, Here Jesus. Here Jesus, ek kom net, en ek bid die genade en die seën op elke persoon. Ek bid Here dat hulle vanoggend kom en vertrou, dat Here sal seën. Here, dankie vir die liefde. Dankie dat U hier is vir ons, Here Jesus. Seën ons vanoggend. Lei ons, Here. Maak ons vry vanoggend. Ons is vry kinders van U. En ek pleit net die bloed van Jesus oor U. Elke persoon wat hier is, Here Jesus. Dankie vir die oorwinning. Dankie vir die vryheid wat ons het vandag om U te dien. Gaan nou so met elkeen van ons, Here. In Jesus naam. Amen.